Wat's fout? Hy sê, ag my baas by die werk sê, ek is 0 op 'n kontrak. Sy sê, toe maar my liefie, hier by die huis is jy daar 'n tweede in bevel. In God se koninkryk, ouens, het ek vir jou goeie nuus. In God se koninkryk het ons almal 'n titel. Party mense hou baie van titels. Maar in God se koninkryk het ons almal 'n titel en die titel wat ek en jy dra is die titel van bestuurder. Jy geweet, jy's 'n bestuurder in God se koninkryk. En dan die meer fancy woord is rentmeester. Jy's 'n rentmeester in God se koninkryk. Vanoggend wil ek hierdie kort reeks. Dis die 3de Sondag. Ons het so voorverlede nou hierdie so kort reeks oor rentmeesterskap, en vanoggend wil ek daardie reeks afsluit. So dis ons laaste boodskap vir nou rondom hierdie tema van rentmeesterskap.
Mense koppel gewoonlik, en dit het ek nou al vir jou 'n paar keer gesê, mense koppel dikwels rentmeesterskap, koppel hulle aan geld en fisiese diens. Jy weet, jy moet goed doen. Verlede week het ek daarna verwys. Verlede week het ek met jou gepraat oor dat ons rentmeesters is van die evangelie, dat ek en jy aktief in God se koninkryk moet arbei. Ons moet fisies betrokke wees by God se koninkryk, betrokke wees in ons getuie, ons moet ons getuie uitdra. Ons het daaroor gesels. Maar weet julle wat? Rentmeesterskap is veel meer as net dit. Ons is ook bewaarders. Dis my nog 'n woord. Bewaarders, bestuurders, rentmeesters van ons karakter. En daaroor wil ek met jou praat. Ons is bestuurders van ons karakter. In enige besigheid, as iets skeefloop, wie word geblameer? Wie is die verantwoordelike persoon as daar iets in 'n organisasie skeefloop? Die bestuurder, die hoof. Hy of sy word tot verantwoording geroep wanneer dinge skeefloop in 'n maatskappy. Ek en jy is aangestel as bestuurders van ons lewe. Weet jy dit? Julle is nou baie stil. Ek het nog net begin preek, jy kan nie nou al in jou middagslaapie ingaan nie. Ons is bestuurders van ons lewe. So wat is die punt? As iets skeef loop in ons lewe, oor wie ons die bestuurder is, wie moet tot verantwoording geroep word? Ons. Julle het hom. Spreuke 4 vers 23, 'n wonderlike skrif. Hy sê, bewaak jou hart. Bewaak, beskerm, bewaar, bestuur. Wees 'n rentmeester van jou hart. Meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Ouers, hierdie is 'n geweldige, groot en belangrike skrif. Bewaar jou hart. Bestuur jou hart. Meer as alles wat bewaak en bestuur moet word, jou hart. Ons hart is die bron, die oorsprong van ons denke, die oorsprong van ons emosies, die oorsprong van ons dade. Ons hele lewe vloei uit ons hart uit. Jou hele lewe. Kyk na ou se lewe, dan gaan jy sien hoe lyk sy hart. As jy iets van karre verstaan, praat van motorkarre, né? Vehicles is die Engelse woord. Like dit as hulle ons so uitdruk, vehicles. Né? Karre. As jy iets van karre verstaan, ouens, dan weet jy dat dit wat onder die N1 kap aangaan, dit bepaal die prestasie van daardie kar. So jy kry 'n 1000cc karretjie, dis so ou spoegie van 'n karretjie. Ek het so 'n bittetjie wat ek ry, 1000cc. Okay? Ek noem hom my Amarok. Okay, julle ken my Amarok. Maar dis maar 'n 1000cc karretjie. Dan kry jy nou 'n 1.3 of 1.6 liter en 'n 1.8. En julle ken, as jy iets van karre verstaan, dan weet jy. Dan kry jy 2 liter en 'n 2.4 en 'n 2.7 en 'n 2.8 bakkie. Jy kry 'n 3 liter kar, jy kry 'n 4 liter kar. Ouens, en next level, dan kry jy 'n high performance motor. Hoe lyk julle daai Afrikaans? Dan kry jy jou kar met Vuma. So dit wat onder die N1 kap aangaan, die kapasiteit van die engine bepaal, soek nou die ander woord, maar gebruik hom nou maar in die Engels, die performance van daai kar. Die kapasiteit van die engine bepaal hoe daai kar gaan reageer. Ouens, bitter eenvoudig, wat in ons harte aangaan, bepaal ons hele lewe. So eenvoudig soos dit. Ek het vir julle 2 prentjies gewys van 'n chorretjie en dan 'n groot kar. Vir jou om te onthou, vir my om te onthou, dat dit wat in ons hart aangaan, bepaal ons hele lewe. Die kapasiteit van ons hart bepaal ons hele lewe.
Weet julle wat? Soveel mense bewaar nie hulle hart nie. Soveel mense is agterloosig wanneer dit kom by hulle hart. Jy kan nie enige ding in jou hart toelaat nie. Jy kan nie, en party mense doen. Rentmeesterskap gaan daaroor dat jy dit wat aan jou toevertrou is, dit koester jy. Dit ag jy belangrik. Jy bewaar dit, jy beskerm dit. En jy woeker ook daarmee. Ons het daaroor gesels in die eerste boodskap. Nou kom die Bybel en die Bybel sê, jou hart, wil, verstand, emosie, dit wat aan jou geskenk word, jou hart is die belangrikste van alles, is dit prioriteit nommer 1, wat jy die beste moet oppas. Jou rentmeesterskap moet die beste toegepas word op jou hart. Dis die engine, dit bepaal alles. Verstaan jy hoe belangrik dit is? Ons moet daaroor praat, ouens. Jou hart is jou hoogste prioriteit. En as kind van die Here, wat ons harte oppas, wat gesê het, yes, ek het my hart ontvang, ek is 'n rentmeester, ek is 'n bestuurder, ek is aangestel oor my hart. Ek en jy moet bewus wees van wat ons toelaat in ons verstand. Die tyd waarin ons lewe, sosiale media, ouens, dis chaos. Jy kan enige ding daar, kan jy toelaat. Daar's duisende stukkies inligting wat inkom. Jy moet 'n rentmeester wees daaroor. Jy moet 'n rentmeester wees oor die gesprekke waarna jy luister. As ook die gesprekke wat jy voer. Jy moet 'n rentmeester wees van die vermaak wat jy gebruik. Wat doen jy waarvan jy hou? Hoe ontspan jy? Jy is ook 'n rentmeester rondom dit. Onthou julle wat ek die eerste boodskap gebring het, wat ek gesê het, wat van rentmeesters verwag word in die Bybelse tye? Onthou julle wat van hulle verwag word? Die meester van die huis, of die heer van die huis gaan weg, dan laat hy sy rykdom, dan gee hy sy rykdom aan sy voormanne of sy bestuurders, sy rentmeester, dan gaan hy op 'n besigheidstrip en baie lank van die huis al weg. Wat was van daardie rentmeesters verwag? Dat hulle die rykdom van hulle heer sal vat, dit sal beskerm, maar dit ook sal groei. En hulle die heer se rykdom sal vermeerder. Daai selfde begrip vir jou en my. Ons is rentmeesters van ons hart. Wat moet gebeur? Wat word van jou en my verwag? Wat verwag God van ons ten opsigte van ons hart? Ouens, hy verwag dat ons die kapasiteit van ons hart sal laat groei. Die kapasiteit van ons hart sal laat toeneem. Het jy al so daaraan gedink? Jy moet nie net jou hart bewaar nie, soos die derde diensknegt wat daai een talent ontvang het, wat uit vrees gegaan het en toe hom gaan begrawe hy dit in die grond, en toe hy terugkom, toe sê hy ewe vir sy Heer, ek was bang, maar moenie worry nie, hierso, dit wat U vir my gegee het, hier is dit terug. Maar hy het niks laat groei nie. Ons kan nie net ons hart hê, julle verstaan as ek praat van hart, jou wil, jou verstand, jou emosie. Dit moet groei. Die kapasiteit moet vergroot. Dink nie jy het al so daaroor gedink nie. So hoe laat jy jou hart groei? Dis 'n goeie vraag. Vraag gou vir jou buurman. Hoe laat jy jou hart groei? Kom vra gou. As jy vra dan moet hulle antwoord. OK. Het jy antwoord? Wat antwoord hulle? Ouens, julle ken nie antwoord. Hoe laat jy jou hart groei? Wel, nommer 1, deur dit reg te bestuur. Jy is die bestuurder van jou hart. Bestuur jou hart reg. Nou, hoe bestuur ons harte reg? Die vraag wat julle vra. Kom ek gee julle die antwoord. Jy verwyder alles wat nie in jou hart hoort nie. Begin jy verwyder dit. Dis waar jy maak skoon. Die bestuurder maak skoon. Wat doen 'n bestuurder wat 'n besigheid oorneem? Nuwe besem vee skoon. Julle ken die gesegde. So hoe bestuur ek my hart? Ouens, ek haal alles wat in my hart is, wat nie daar hoort nie, haal ek uit. Bely dit en kry klaar daarmee.
Nommer 2, ek bestry, ek beskerm, ek bied weerstand, dat verkeerde dinge nie in my hart inkom nie. Ek is in beheer, ek is aktief, ek bestry. Nommer 3, ek laat die regte dinge in my hart toe. 'n bestuurder in 'n besigheid het groot sê. Reg van toegang voorbehou, jy kan besluit wie kom by jou voordeur in of wie kom nie by jou voordeur in nie. As dit jou besigheid is, jy kan besluit wie is jou kliënte en wie is nie jou kliënte nie, verstaan julle? So behalwe dat jy goed uithou, is jy ook die een wat sê, wat moet ek in my hart toelaat? Wat moet ek inbring? Jy's in beheer. Dan wil ek vir jou sê, jy woeker met die goeie. Ons gaan nou by dit stil staan. En jy vergroot die kapasiteit van jou hart. Ek dink party ouens, weet as jy karre diens, dan praat jy van 'n engine overhaul. Daar's jy 'n engine oordoen. Klink nie so lekker nie. Party ouens het 'n overhaul nodig. Jou hele hart moet oorgedoen word. Wat laat ek toe in my hart? Psalm 119 vers 9. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Wat sal ek toelaat? Deur dit te hou na u woord. Ek het u woord in my hart gebêre. Ek het dit my hart oopgemaak, ek het dit toegelaat en ek het dit in my hart gebêre. Ek het die woord in my hart ingebou dat ek teen u nie sal sondig nie. Verstaan jy wat jy moet toelaat in jou hart? Die goeie goed. God se woord. Here, ek het die woord in my hart ingeneem. Ek vul my hart, my gedagtes, vul ek met u woord. My wil, my emosies, ek neem woord in. Vrydagoggend dan bid ons as bestuursraad saam. 5:00 die oggend zoom ons en dan bid ons lekker saam as bestuursraad en ons bid ook vir die gemeente. Maar nou Vrydagoggend het Belinda iets moois gesê. Sy sê wanneer dit met haar moeilik gaan of eintlik haar hele lewe, sy die woord gebruik, sy sê ek brainwash my met God se woord. Ek brainwash my gedagtes. Dit klink nou goed. Sy sê as ek met God vertrou, dan vat ek skrif en ek sê dit oor en oor en oor en ek brainwash my gedagtes met God se woord. Ek het daarvan gehou. Hou jy daarvan? Dis wat jy inneem, woord inneem. Filippense 4 vers 8. Hier is nog 'n manier. Ek gee nou vir jou, ons het gevra, hoe groei ek my hart? Hoe vermeerder ek my kapasiteit? Hoe woeker ek met dit wat God my gegee het, wat my hart dan betref? Hierso Filippense 4 vers 8 sê: verder broeders en susters, alles wat waar is, lees saam met my die bord, kan jy sien daar? Alles wat waar is. Kom, alles wat eerbaar is. Alles wat regverdig is. Alles wat rein is. Alles wat lieflik is. Alles wat loflik is. Watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Alles wat rein is. Alles wat rein is. So daar is baie goed. Al daai goed. Alles wat rein is, lieflik is, loflik is, bedink dit. En dan gaan Paulus verder en sê, en wat julle geleer en ontvang en gehoor het en in my gesien het, doen dit en die God van vrede sal met julle wees. Wat is 'n rentmeester? Hy ontvang iets, hy of sy ontvang iets en word vertrou met iets. En hier kom die Bybel sê, alles wat julle ontvang het. Paulus sê, alles wat julle gesien het, wat ek doen, my voorbeeld, alles wat ek julle geleer het, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, al die goeie goed, bedink dit. Bring dit in jou hart in, met ander woorde. Bou dit in jou lewe in. Dis hoe jy 'n goeie rentmeester is van jou hart. Dis hoe jy 'n goeie bestuurder is van jou hart.
Vraag. Voordat ons dan oorbeweeg na my tweede punt, en daarmee wil ek afsluit. Hierdie vraag. Is ons, tans, vra jouself, ek vra myself, is ek dan 'n goeie rentmeester van my hart? En dit moet jy self antwoord. Is jy besig om 'n goeie bestuurder te wees van jou hart? Doen jy 'n goeie werk? Is jy getrou? Is jy 'n goeie rentmeester van jou hart? Dis die vraag. Watter gesindheid spring uit jou hart uit wanneer jy onder druk kom? Ouens, dis waar die toets lê. Ek het al in my lewe gesien waar mense onder druk is, ewe skielik spring daar iets uit hulle hart uit. Wat jy sê, waar kom dit vandaan? Wat spring uit jou hart uit wanneer jy onder druk is? Dis die vraag. Hoe lyk jou denkpatrone? Maandag tot Vrydag in die week daar buite, wat gaan alles deur jou gedagtes? Wat laat jy toe? Wat sit jy in? Wat maal deur jou gedagtes? Die vraag is ons goeie rentmeesters elke dag van ons lewe oor ons gedagtepatrone? Doen ons goed of doen ons nie so goed nie? Dis 'n belangrike vraag. Hoe bestuur jy jou gedagtes? Nou wil ek afsluit en ek wil 'n tweede gedagte by jou bring. En dan sluit ons hier die hele reeks af rondom rentmeesterskap. Kom ons kyk net gou vinnig net weer, wat is rentmeesterskap? Net die begrip. Enige persoon wat toevertrou word by die eiendom van iemand anders. Iemand anders se eiendom, iemand anders se besigheid, iemand anders se rykdom. Enige persoon wat toevertrou word met iemand anders se eiendom. Of enige persoon wie 'n mandaat ontvang, wie opdragte ontvang om sekere dinge uit te voer, in wie daar vertroue gestel word. Ek stel jou aan, ek gee vir jou hierdie werksbeskrywing, ek verwag die volgende van jou en ek vertrou dat jy dit sal doen. Enige so 'n persoon is 'n rentmeester van daardie vertroue. Het God jou en my aangestel? Kom aan, jy kan nie nou slaap nie, amper klaar. Het God jou en my aangestel in sy koninkryk? Verseker, gered om te dien. Aangestel as rentmeesters. Ek het verlede Sondag vir julle gesê, ons is rentmeesters van die evangelie. Ons het die bediening van versoening ontvang. Daar's werk wat gedoen moet word. Jesus het gekom en hy het afgehandel. Maar hy sê, nou gaan ek na my Vader en soos hy my gestuur het, stuur ek julle. Die wêreld moet van my hoor. My liefde moet versprei. Gaan doen die werk. Dis aan ons toevertrou. Ons is almal bestuurders, almal rentmeesters in God se koninkryk. Ons het almal iets ontvang. Ek het nou net gepraat oor die hart. Jou wil, jou emosie, jou verstand. Het jy al gehoor, party mense sê, jong, as hy sy mind opgemaak het, kan niemand dit verander nie. Ken julle sulke hardkoppige mense? Moenie nou in jou man of vrou staan nie. Maar jy het die voorreg om jou mind op te maak. En party ouens, as hy sy mind opgemaak het, is dit verby. So jy's in beheer van jou mind. Jy hoor wat ek sê, jy's aangestel. Jy het 'n verstand gekry, jy het emosies gekry, jy het 'n wil gekry. Jy het iets ontvang. So eerste punt, wees dan 'n rentmeester, 'n goeie rentmeester van jou hart. Tweede punt, en ek gaan hierdie punt uitlig en ek gaan vir jou 'n kontras skep. En dan gaan jy hierdie punt baie mooi verstaan. Die kontras wat ek wil skep, eerstens wat ek wil uitlig, is ek wil vir jou uitlig, hoe lyk 'n mens, of die mens, wat sê, en wat dink, ek is my eie eienaar. Ek sê bestuurder nie, I'm the owner of my life. Hoe lyk so 'n mens, wat sê, dat hy of sy is die eienaar, jy hoor wat ek sê, van hulle lewe.
Hoe lyk so 'n persoon? 'n Persoon wat sê, niemand sê vir my wat om te doen nie. Kom ons kyk hoe lyk so 'n persoon. Hier is 'n beskrywing van so 'n persoon. Galasiërs 5 vers 19. En die werke van die vlees is openbaar. Wat se werke? Wel, naamlik, en nou word dit genoem, oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. Ons kan nou 'n studie gaan maak van wat al hierdie goed beteken. Jy kan nou in diepte indelf en sê, maar wat beteken dit? Wat beteken towery? Hoe ver gaan dit? Wat beteken afgodery? Hoe ver gaan dit? Verstaan julle? Hier is eienskappe van die persoon wat sê, ek is die eienaar van my lewe. Waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al voorheen vir julle gesê het, dat die wat sulke dinge doen, hierdie lysie, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Stem jy saam, ouens, dis hoe 'n sondaar lyk. Iemand wat sê, ek staan onder niemand se heerskappy nie. Ek doen geen verantwoording na niemand toe nie. Niemand gaan vir my sê hoe ek moet leef nie. Psalm 2 som dit op. Waarom wil die nasies en hou die vorste raad teen God en sy allerheiligste? Hulle het bymekaar gekom en gesê, ons sal sy ketTINGS afruk. Ons sal nie laat 'n God ons regeer nie. Ons is in beheer. Dis 'n sondaar. Dis soos 'n persoon wat sê hy sy eie baas in lewe lyk. Nou wil ek vir julle die ander kontras gee, die teenoorgestelde. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees, die vrug van die Heilige Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. By 'n volgende keer dan gaan ons hierdie ontleed. En dan kyk ons wat elkeen beteken by 'n volgende keer. Want jy moet dit verstaan. Wat beteken liefde? Ja, ek weet wat liefde. Nee, daar's 'n dieper betekenis. Wat beteken vriendelikheid? Nee, ek moet net vriendelik met my vrou wees. Dan kry ek lekker kos. Nee, dis dieper as net dit. Jy met my, ons gaan later daaroor praat. Ouens, daar's 'n geweldige groot onderskeid tussen iemand wat sê ek is my eie baas en iemand wat sê ek staan onder nuwe beheer. God is die eienaar. Ek is die bestuurder. Ek is aangestel as sy rentmeester. 'n Groot verskil. By die een persoon is daar tipies sekere gedrag wat jy maar kan verwag. Een sondaar sonder God doen sonde. Jy kan het verwag. Dis hoe dit gaan lyk. By die ander ene, by jou en my wat aan God behoort, is daar ook 'n verwagting van 'n sekere gedragspatroon. En ek hoop dat hierdie kant lyk anders as hierdie kant. En die probleem in die wêreld daar buite, by die wêreld in die kerk, hulle sê, mense sê hulle is Christene, maar ek sien dit nie. Daar's gedrag te verwagte by die een groep, daar is die teenoorgestelde gedrag te wagte by die ander groep. 1 Korintiërs 2 vers 12 is ons laaste skrif vir die oggend. 1 Korintiërs 2 vers 12. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is. Wie is dit? Die Heilige Gees. Sodat ons kan weet wat God ons uit genade
geskenk het. Verstaan jy, daar is die gees van die wêreld, hulle wat God nie ken nie, en daai gees. En dan is daar kinders van die Here, hulle wie aan God behoort, wat die gees van God ontvang het. Hoor jy ek sê ontvang? Is die Heilige Gees nie aan jou en my toevertrou nie? Is die Heilige Gees nie aan ons gegee nie? Hy is. Ons is ontvangers van die Heilige Gees. En dit wat ek ontvang het, het God vertroue in my gestel, om dit wat ek ontvang het, daarmee te werk en te woeker, en 'n goeie rentmeester te kan wees. Ouens, is ons goeie rentmeesters van die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewe? Is ons goeie rentmeesters van die Heilige Gees se teenwoordigheid in ons lewe? Of tree ons op net soos die wêreld? Verstaan jy die ontsettende, belangrike verwagting en vertroue wat God in jou en my stel? Hy deponeer sy gees. Hy sê, hier is die Heilige Gees, hier is die vrug, hier is liefde, blydskap, sagmoedigheid, vriendelikheid, lankmoedigheid, getrouheid, goedheid, selfbeheersing. Hier is dit in jou ingeplant. Bestuur dit. Bestuur dit. En nou wil ek afsluit en net vir jou 'n paar dinge noem, ouens. Soveel keer is blydskap deel van die vrug. Kom help my, as jy nou saamwerk, jy preek nog 'n halfuur. Is blydskap deel van die vrug? Ja. Hoeveel keer laat ek en jy toe dat ons blydskap gesteel word? Ons bewaar nie ons blydskap nie. Enigiets daar buite, enige slegte nuus, jy weet, wat gaan van ons word? En daar gaan die gesprekke by die braaivleisvuur. Jy moet die blydskap van God bewaar. Jy is die bestuurder van jou blydskap. Hoor jy, dit is so prakties soos dit. Hoe bestuur jy jou vrede in 'n wêreld van chaos? Moeilike ene. Kom ons maak dit nou maar weer een wat in Suid-Afrika baie van toepassing is en almal verstaan hierdie vergelyking. Hoe bestuur jy jou vrede vroegoggend in die verkeer wanneer 700 taksies oor die rooi robot voor jou ry? Hoe bestuur jy in daai oomblik jou vrede? Jy's 'n rentmeester van vrede. Verstaan jy? Dis werk. Hoor net die konteks. Volg net tot ek my storie hier vir jou klaarmaak. Hoe bestuur jy jou woede met selfbeheersing? Want jy het die gees van selfbeheersing. Jy moet selfbeheersing bestuur. Jy moet 'n rentmeester wees van selfbeheersing. Maar raak nie kwaad nog steeds die geringste ou dingetjie? Verstaan julle? Ek dink jy wat sê, Here, maar dit is so, ons is nie net rentmeesters van ons geld en ons finansies en ons talente en goed nie, ons verstaan daai konteks. Ons is rentmeesters van ons hart. Ons is rentmeesters van ons karakter. Ons is rentmeesters van die Heilige Gees. Ons het dit ontvang. Maar hier is die ding, ouens. Dit word getoets in die oomblik. In the heat of the moment. Dis waar jy moet opstaan, dan kan ek sien. En dan kan jy en ek weet, is ons goeie rentmeesters in the heat of the moment. Kyk. Dis maklik om die boeke te laat klop as daar baie geld inkom. Maar kom ons sê, in die besigheid, daar's minder geld wat inkom, en die ekonomie druk, dan moet hy rentmeester, hy moet skuif en hy moet planne maak, en hy moet hierdie ding bestuur. Dis lekker om kind van God te wees hier in die kerk, juist. Speel ons aan, ons vat hom. Maar môre by die werk, wanneer jy getoets word, wanneer ek getoets word, wat spring uit? Dis daar, waar jou rentmeesterskap die toets moet staan. Het julle hom? Sê amen of eina of iets. Die vrug van die Gees, ouens, is nie net mooi eienskappe nie. Dis aan ons toevertrou.
En iets wat aan my toevertrou word, die bestuurders, die renmeesters van Bybelse tye, moes dit wat hulle ontvang het, hulle moes woeker daarmee, hulle moes dit vermeerder. Hoe vermeerder ek en jy liefde? Hoe vermeerder ek en jy vriendelikheid? Hoe vermeerder ek en jy lankmoedigheid? Hoe vermeerder ek en jy selfbeheersing? Hoe vermeerder ons goedheid, sagmoedigheid? Hoe doen ons dit? Weet wat is die wonder in hierdie konteks? Die Heilige Gees in ons doen dit. Maar wat moet ek doen? Wel, die goeie renmeester moet sê, Heilige Gees, kom lei my. U is die eienaar van hierdie eienskappe. Ek maak my lewe oop, elke dag, dat u in my hierdie vrug kan laat vermeerder en kan laat groei. Hoe vaar ons in ons liefde teenoor mense wat jou haat? Hoe vaar jy in jou liefde teenoor hulle wat openlik van jou sleg praat? Hoe vaar jy? Hoe vaar ek? Hoe vaar ons in lankmoedigheid? Lankmoedig. Ek bly lank, oor 'n lang tydperk moedig. Ek staan vas. Ek is lankmoedig wanneer ek dalk aan 'n siekte ly. Ek is lankmoedig, Here, wanneer ek vir 'n paar jaar deur moeilike omstandighede gaan. Hoe bly ek lankmoedig? Ek maak staat op die leiding en die krag van die Heilige Gees elke dag. En dan is ek getrou oor 'n lang periode, dien ek steeds die Here. Soveel van julle in hierdie gemeente, wat al deur diep waters gekom het, en vandag nog steeds aan die brand is vir God. Ek laf dit. Hou daarvan. Is ek, laaste punt, is ek 'n goeie renmeester van sagmoedigheid? Of wip ek my nog steeds vir die geringste ou dingetjie? Neem ek nog steeds aanstoot vir die geringste misverstand? Then I'm offended. Hoe bestuur ek my sagmoedigheid? Want dis wat sagmoedig beteken. Of wip jy jou steeds nou nog vir die geringste dingetjie? Kind van God, net soos 'n boer, grond moet bewerk. Werk in daai grond. Haal uit, sit in, pas op, bewerk. Fokus is op dit. Net soos 'n boer grond voorberei om 'n goeie oes te produseer, moet ek en jy daagliks ons harte bewerk, uithaal, insit, bedink, mediteer, God se woord, hom toelaat in gesprek met God, en ek bewerk hierdie grond, dat die vrug van die Heilige Gees kan groei in ons lewens. Dis my boodskap, waarmee ek wil afsluit. Ons het verlede week gepraat oor jy is renmeester van die evangelie. Moenie die goeie nuus vir jouself hou nie. Die eerste boodskap het ek met jou gepraat oor die talente wat Jesus, die gelykenis praat van die 5, 2 en 1. En ek het vir jou gewys dat ons gedagte was, dat ons het gedink het die persoon wat die 1 talent ontvang het, het eintlik nou baie min ontvang. Daar is daaroor gepraat, ek het vir jou eintlik gesê, as ons dit in randwaarde terugwerk, minimum, het daai ou wat die 1 talent ontvang het, minimum in ons taal vandag, 600.000 rand ontvang. En hy gaan begrawe dit in sy erf. Of hy sê dit in 'n koffer en steek dit in die garage weg. 600.000 rand. Die eienaar sê vir hom, jy moes dit ten minste net gaan belê het. Dan kon ek, as jy niks wil doen nie, ek kon ten minste rente gekry het. Ons kan waaragtig nie dit wat ons ontvang het, onder 'n maatemmer gaan wegsteek. En dan wanneer die Here kom, ja Here, ek het nie gedien. Nee, jy moet my in die hemel toelaat, ek het daarop gemaak. Sê Here, maar bietjie saamgebring. En die talente wat ek, nee Here, ek het dit pragtig opgepas, ek het net vir myself gehou. Ouens, ons kan nie. Gemeente, dis 3 boodskapies oor renmeesterskap.
dit spreek tot my hart. Ek hoop dit het tot jou hart gespreek. Vir my die belangrikste is, van alles is ons hart. Ja, hierdie ou dingetjie. En ek wys nou maar hier, julle weet, ons praat nie van die fisiese hart nie. Maar gedagtes en woorde en dinge. Skeer ons harte so vinnig in stukkies. Bewaar jou hart. Beskerm jou hart. Sit 'n fight op, man. Haal uit wat moet uit. Kry klaar. Jy kan nie vir nog 10 jaar met onvergewensgesindheid in jou hart loop nie. Hemel, wanneer wil jy oor dit kom? Vergewe nou vir wie jy moet vergewe. Spreek vry in die naam van die Here. En ek sê, Jenny, ek maak dit nou ligtelik nie, maar ons praat al hoeveel jaar oor vergifnis. Doen dit nou. Trek daai bossies uit. Daai wipperigheid van jou, haal dit uit. Daai aanstotery wat jy so vinnig aanstoot, haal dit uit. Haal dit uit, trek dit uit. Sê, Here, hierdie goed hoort nie in my hart nie. Wat hoort in my hart? God se woord. Maar ons heeltyd praat, Bybel, lees, bid. Doen dit, kom kerk toe, kry 'n woord, ontvang, woon 'n kursus by, pak in, mediteer oor God se woord, hê gesprekke met mekaar. Hier's Denise, sy het met haar groepie begin. Van die dames het Saterdag hier by die koffiehuis kom vir hulle self koffie gemaak en sê ons praat bietjie oor die Bybel. Great. Sy's besig om haar iets in haar hart in te bou en in ander mense se hart in te bou. Kom ons staan saam en bid ons toe. Here, baie dankie dat U die eienaar is van alles. Die aarde behoort aan die Here, die volheid daarvan en die wat daarin woon. U is die eienaar. Ons, Here, ek is U bestuurder, U rentmeester. Ons het ontvang 'n gees, Here, van liefde, krag en selfbeheersing. Ons het ontvang die inwoning van die Heilige Gees. Ons het ontvang die vrug van die Gees. Ons het ontvang die bediening van versoening, dat ons ons getuienis sal uitdra. Ons het soveel dinge ontvang, Here, van U af. En U het gesê, kom aan, ek stel jou aan. Julle is my bestuurders. Kyk mooi na my eiendom. Dankie, Here, vir die vertroue in ons gestel. En vanmôre kom ons en ons sê, Here, mag ons U nie teleurstel nie. Mag ons besef, hierdie belangrike taak, ek moet my hart bewaar en beskerm. Ek moet my gedagtes bewaar en beskerm. Ek moet my woorde bewaar en beskerm. Ek kan nie net sê wat ek wil nie, kan nie net dink wat ek wil nie, kan nie net doen wat ek wil nie. Ons is rentmeesters van God. Heilige Gees, kom, breek hierdie gedagtes verder in ons harte oop. En in daai oomblik, in the heat of the moment, daar, Here, soos ons nou maar sê, in ons taal waar die tikkie die teerslaan. In daai oomblik, Here, moet ons verstaan, Norkie, jy moet nou optree soos 'n bestuurder. Jy moet nou optree soos 'n rentmeester.